Ek gaan vir ons lees uit Matteus 25. Dan gaan ons sien, ons is Christus se bruid. Dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe opgeneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook, en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Hoe hartseer is dit? Wanneer daai maagde, ek glo dit is die maagde was lou. Ek glo hulle was lou, want Jesus sê tog, was jy maar koud of was jy maar warm, maar as jy lou is, dan gaan ek jou uit my mond uitspoeg. En hy sê op baie plekke ook in die woord, praat hy met ons van, jy moet 'n salwing, jy is 'n salwingdraer. En hoe meer jy met die Here se woord indelf, en hoe meer jy Bybel lees, hoe meer jy bid, hoe meer jy in Jesus se teenwoordigheid kom, by sy voete sit, hoe groter gaan jou salwing, en hoe meer olie kry jy. En dit is daai olie wat gaan maak, dat jy dit maak of nie maak nie. Dit is 'n belangrike woord, dat ons weet, ons moet tyd by die Here afsonder. Ons kan nie meer speel met kerk nie. Ons kan nie meer speel met die Here nie. Ons kan nie die Here net gebruik wanneer hy 'n stuurwiel is nie. Ons moet dit moet 'n daaglikse wedloop wees wat ons doen. Ons gaan kyk na Christus se houding teenoor sy bruid. Wat is Christus se houding teenoor ons? Die Bybel sê vir ons dat Christus het die kerk lief, sy bruid, en hy het homself daarvoor gegee. Dit is soos as 'n man en 'n vrou getroud is, dan sê Efesiërs 5, mans moet julle vrouens lief hê. Ja. Moet julle vrouens lief hê. En die Here het hom gegee vir ons, hy is vir ons gekruisig. Sien nou maar, daar kom nou inbrekers in jou huis, en hulle gaan jou vrou skiet, gaan jy voor haar inspring, en die patroon vat, dat jy in haar plek sterf, is jy vir haar so lief? Vra 'n bietjie daai vraag. Kan 'n mens sê jy is so lief vir iemand, dat jy vir hom voor die patroon sal inspring? Dit is hoe lief Jesus vir ons was, dat hy vir ons kom sterf het. Hy het ons so lief gehad. Hy sê in Efesiërs 5 vers 25 en 27, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Dan gaan ons aan in vers 26, wat is Christus se planne vir sy bruid? Om dit te heilig. Hy sê eers hierso, hy die gemeente lief gehad, en hy het homself daarvoor oorgegee. Dan sê hy, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Daai waterbad is die woord. Dit is waar ons Bybel lees, waar ons tyd met die Here spandeer, dat ons heilig kan lewe. Dit is waaroor dit gaan. Sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dit is hoe die Here ons wil hê, heilig. Dat ons Bybel lees en kan weet wat is reg en verkeerd. Dat ons kan heilig lewe. In Hosea 2, vers 19 tot 22, sê die woord, en ek sal my met jou verloof in trou,
dan sal jy die Here ken. Die Here het met ons 'n verloving aangegaan, toe ons harte vir die Here gegee het, toe ons 'n verloving aangegaan, dat ons, en ek meen, as jy nou begin uitgaan met iemand, en julle begin 'n verhouding, en julle gaan so 2 jaar uit, en nou vra julle mekaar, die man, die vrou, om te trou, dat jy aan haar verloof geraak, en dan wil jy daai persoon meer leer ken, jy wil alles weet van daai persoon, en dis hoe ons met die Here moet wees, ons moet 'n verhouding met hom wil stap. Hy sê, en in die dag sal ek verhoor, spreek die Here, ek sal die hemel verhoor, en ek sal die aarde verhoor, en die aarde sal die koring verhoor, en die mos en die olie, en die sal Jesreel verhoor. Jesreel beteken ook Jesus oes. En ek sal haar vir my saai in die land, en my oor Lo-ruhama ontferm, en aan Lo-ami sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. Hier gaan dit oor Israel. Die Here het vir Israel hierso gesê, wat Lo-ruhama beteken. Dit beteken nie ontferm nie, of sonder ontferming, wat dui op die einde van God se genade vir die noordelike koninkryk van Israel. Want die Here het ook met Israel 'n verbond gehad, maar hulle het afgehoreer, hulle het afgode begin dien. Maar die goeie nuus is, hy sê dat Lo-ruhama beteken nie ontferm nie, of sonder ontferming. Dan Lo-ami beteken nie my volk nie, wat simboliseer dat die verbondsverhouding tussen God en Israel verbreek is weens hul afgoderry. Die name verteenwoordig 'n tydelike verwerping, maar die boek Hosea eindig met 'n belofte van herstel vir Israel. So die Here gaan hulle weer herstel. Maar so het Jesus vir ons kom sterf. Hy het met ons daai verhouding gemaak en daai verbond gesluit. Is dit nie amazing nie? Wat is Christus se reaksie teenoor sy bruid? Daar's soveel verse in die Bybel van wat sê hoe lief is die Here vir ons. Ek kan nie almal neersit nie, maar ek het net 'n paar neergesit. Hooglied 4, vers 9 tot 10. Dis waar Jesus self praat. Hy sê, U het my hart gesteel, my suster bruid. U het my hart gesteel met een straal van U oë, met een kettingkie van die halsieraad. Hoe skoon is U liefde, my suster bruid. Hoeveel beter is U liefde as wyn, en die geur van die salf as al die speserye. Dit is hoe lief die Here vir ons het. Jesaja 62 vers 5 sê, want soos 'n jong man 'n jonge dogter trou, so sal jou kinders jou trou. En soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God bly wees oor jou. Dit is so mooi. Wat is die houding van die bruid? Wat is ons houding? Ons houding teenoor ons hemelse bruidegom moet wees van ewige dankbaarheid, diep erkenklikheid, liefde en lofprysing. Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Hooglied 2 vers 3 tot 5. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynnekoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Dit is so mooi, as julle so lief vir die Here, dat julle krank is van liefde. Ons moet lojaal wees. Josua 22 vers 5. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet van Moses. Die knegt van die Here het julle beveel wat julle beveel het om die Here julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. Matteus 22 in die Nuwe Testament praat ook daarvan in vers 37. Hy sê en Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis alles wat in jou is. Amen. Jesaja 24 vers 23 tot 24. Hy sê verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is en neig julle hart tot die Here.
die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister. Daar het hulle besluit, hulle gaan nou hulle afgoderry neersit. Is daar nog afgoderry by ons? Is daar nog iets wat ons doen wat afgoderry is? Ons moet 'n bietjie gaan stil sit en vandag bietjie gaan dink oor hierdie woord. Gaan kyk 'n bietjie, is daar iets wat jy nog doen? Want ons almal streef na heiligheid. Ons almal het iets wat ons wil beter maak en ons wil beter lewe en vir die Here lewe, né? Dan het Rut was baie lojaal. Sy het in Rut 1 vers 16 sê sy, maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. En sy was 'n heiden. En sy het besluit om Naomi te volg en saam met Naomi haar God te dien. Sy het haar afgodediens ook gelos. En sy was baie ernstig. Dan moet ons waaksaam wees. Daar waar Matteus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Ons weet nie wanneer die Here kom nie. Niemand weet nie. As iemand vir jou sê hy weet, dan jok hy. As iemand sê hy het 'n gesig gesien en die Here het hom gewys, dan weet nie, hy het miskien net gedroom of iets, maar ons weet niemand nie. Nie eers die engele in die hemel weet nie. Wat sê die bruid in Openbaring 22 vers 17 en 20? Hy sê in vers 17, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, dis verniet. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen, ja, kom Here Jesus. Nou is ons honger en dors vir die Here. Moet honger en dors wees. Ons moet nie kan wag nie. Ons moet 'n begeerte en 'n afwagting hê dat Jesus moet kom. Die bruid se betrokkenheid. Wat is ons betrokkenheid terwyl ons wag op die bruidegom? Is daar vir ons werk wat ons moet doen? Lukas 19 vers 13 sê, en nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee, totdat ek kom. Wat beteken dit? Terwyl ons vir Christus Jesus wag om te kom, om ons te kom haal, moet ons besig bly om vir God te arbei in sy koninkryk. Die evangelie verkondig, jou gawes te gebruik om verantwoordelikheid te vat en met toewyding om ernstig te soek. Ons het juist hierdie week gepraat van wat mense in die gemeente wil kom doen om vir die Here te werk. En ek is bly vir Onetlie en vir Andries en Mariaan wat ook gaan begin. En dis wonderlik en dis presies wat die Here sê, totdat hy kom, moet ons arbei in die koninkryk. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Ons moet God soek. Dit help nie ons sit by die huis en wag op die Here nie, ons moet die Here soek terwyl ons wag. 1 Kronieke 16 vers 10 en 11. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die hart van die wat die Here soek bly wees. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind, en julle na my vra met julle hele hart. Oral in God se woord praat hy van soek my en jy sal my vind. Soek my. Dis oral. Hoe gaan ons hierdie dinge doen? Matteus 10 vers 7 tot 8. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Matteus 6 vers 19 tot 21. Hierdie is 'n belangrike een. Moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit is baie mooi. Ek het 'n bietjie gedink aan dit hierdie week. Toe dink ek, julle weet as die wegraping kom, hoe gaan mense bewys jy's dood?
Nou het jy 'n huis en alles en jy los jou huis vir jou kinders en al jou goed. Maar hoe gaan hulle bewys jy's dood? Want hulle kry nie jou liggaam nie, jy's net weg. En dit gaan chaos wees as die wegraping plaasvind. Want al jou goed gaan daar wees, maar hulle het geen bewyse van waar is jou liggaam nie. Dit dink ek, wat ons hier het, maak nie saak nie. Wat ons by mekaar maak nie saak nie. As ons kan eet en ons kan lewe en ons kan die Here dien, is ons eintlik skatryk. En daar waar jou hart is nie, daar waar jy in die hemel skatte by mekaar maak. Dis baie belangrik om skatte daar by mekaar te maak, want dit is die ewigheid nie. Ons siel sterf nooit nie, ons gaan nie dood nie. So, as jy daar skatte by mekaar maak, het jy jou beloning daar. En dit is eintlik waar jou hart moet wees is daar. Dis hoekom die Bybel sê, dink die dinge wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Markus 16 vers 15 tot 18. En hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Die wat geglo het, dis ons. Ons almal het geglo, ons almal is gedoop, ons het ons harte vir die Here gegee. Nou sê hy sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Dit is ons. Dit is vir ons almal, maar ons glo dit nie altyd nie. Ons glo nie dat ons het daai salwing nie, daai olie nie. Maar ons het dit, ons is afgeseël. Vir wie sal hierdie tekens volg? Wat het ons nodig om God effektief te dien? Wat het ons nodig? In 1 Johannes 2 vers 18 tot 20. Kinders in hoofletters, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. So daar's mense onder ons wat antichriste is. Hulle was saam met jou in die kerke was vol. Daai mense het afgegaan, weggegaan. Want hulle is antichriste. Matteus 25 vers 3 tot 4. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Ons kan nie meer onverstandig wees nie. Ons is nou in 'n tyd ons is op die laaste minute. Ons moet lampies vat, ons moet olie vat, genoeg olie. So hoe meer jy by die Here is, hoe groter is jou salwing, hoe meer olie het jy in jou lampies. Wat is die bruid se toekoms? Met ander woorde ons die kerk, want ons wat die kerk is God se bruid, is Jesus Christus se bruid. Jesus Christus het gegaan om vir sy bruid 'n plek voor te berei. Ons sien dit in Johannes 14 vers 2, 3 en 4. Wat so interessant is, in die Joodse gebruik van die huwelik, het die bruidegom ook na die bruid se pa toe gegaan, en dan het hy ook 'n prys gaan betaal, om met haar te kan trou. Want hy aan haar verloof geraak. In daai tyd het hy dan teruggegaan na sy eie huis toe, en hy het vir haar 'n plek gaan maak in sy huis. Dan het sy het haar reggemaak. En wat so interessant is, sy het nie geweet wanneer hy terugkom om haar te kom haal nie. Hy sê nie vir haar wanneer is die troudag nie, dit was nie vir haar bekend nie. So sy is in haar pa se huis, en sy is besig om haarself reg te kry vir haar huwelik. En dan kom die bruidegom na haar huis toe om haar te kom haal, by haar huis. Maar dan stuur hulle 'n paar mense vooruit, soos boodskappers. En dan gaan sê hulle vir haar, jou bruidegom is op pad. Dit is so mooi. En dan kom haal hy haar, dan vat hy haar na sy huis toe. En dan is die volgende dag, dan gaan die hele familie, dan gaan hulle na die bruidegom se huis toe, vir die fees, vir die huweliksfees. Dit is so mooi, dit is presies soos wat Jesus dit doen met ons. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, en sal ek julle na my toe neem,
sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Hoe beskryf die Bybel ons toekoms? Triomfantlik. Dis triomfantlik waar ons gaan. Is julle opgewonde waar julle heen gaan eendag? Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en fyn blink linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Weet julle wat gebeur hier? Wanneer Jesus Christus kom om ons te kom haal, dan gaan ons voor die bema, voor die regterstoel wees. Daar gaan ons geoordeel word aan ons dade. Al jou dade gaan getoets word met vuur. En daar gaan jy jou beloning kry. Jy gaan jou beloning kry. Ons is nie daar om te sien wat ons verkeerd gedoen het. Ons is nie in 'n oordeel daar nie, want as jy die wegraping gemaak het, het jy dit gemaak. Dit is nie 'n oordeelsdag vir ons nie, maar met die wederkoms is dit. Maar nou wat gebeur is, ons almal gaan weet wat almal gedoen het en wat ons almal goed gedoen het, want aan die kant en die fyn linne wat elke mantel aan het, wat ons elkeen aan het, verskil van mekaar. En dit is interessant, en dan gaan jy jou krone kry. So wanneer ons by die bruilofsmaal kom, dan weet ons almal wie het wat gedoen en wat se dade was jou goeie dade, want hulle gaan dit aan jou klere sien wat Jesus vir jou gee. Aan elke stukkie kant en elke fyn linne en die wit en al daai, jy gaan presies weet wat is elkeen se goeie dade gewees. Dan is daar oorwinning in Openbaring 21 vers 3 tot 5. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Amazing is dit. En dan heerlikheid, dis heerlikheid. Openbaring 21 vers 22 tot 27. En 'n tempel, ons het gepraat oor hierdie heerlikheid, oor die lig, ons is die lig van die aarde, en as ons priesters en konings is, gaan ons met daai lig ook in die heerlikheid wees, nie? Ons sien dit nou hierso, Openbaring 21. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. En die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. So net ons, wie se name in die boek geskryf word, is toegelaat. Ek sluit af met ons is so bevoorreg om deel te hê aan die bruid van Christus. Ons bruidegom het in alles voorsien, sodat ons sonder vlek of rimpel, nie net as ons in God se koninkryk kom nie, maar hier en nou. God het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het om ons te red. Ek gaan nou ons huislike pligte in Efesiërs 5 lees, nie net vir man en vrou nie, maar ook so aan die Here, want ons is in 'n heiligmakingsproses. Efesiërs 5. Julle moet mooi luister. Ons word in 'n huwelik bevestig en dan beloof ons en ons maak beloftes. En dink ons regtig aan wat ons beloof. Dis baie groot beloftes. En dit is net soos wat Jesus Christus by die kerk is. Ek gaan dit lees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so met die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê,
soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sal eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Net so moet ons met ons hemelse bruidegom wees. Kan julle weet, as julle eerbied, as ons eerbiedig is, as ons onderdanig is, het ek gaan kyk wat dit presies beteken. Maar kan ons dit doen vandag, kan ons daai besluit maak. Eerbied, om vol eerbied, agting en respek te wees, of te handel, onderdanig, om jouself gewillig aan iemand anders se gesag of bevele te onderwerp. Dis 'n groot belofte. Wanneer jy lief is vir iemand, wil jy nie alles doen wat hulle vra nie, wil jy nie wederwysige respek en eerbied toon nie. Of doen jy dalk vandag, soos jou ouers gesien doen het. Hulle was jou voorbeeld, heel moontlik nie van God se woord nie. Miskien mekaar geboelie of sleg gesê, selfs aangerand. Dis hartseer waardeur die mensdom moet gaan. Ons moet eintlik in ons aardse huwelik al ingeoefen wees, want is die toonbeeld van ons hemelse huwelik. As ons dit nie nou al reg kry nie, hoe gaan ons maak as ons bruidegom, die lam, ons kom haal? Kom ons streef na heiligmaking. Die einde van die tyd is naby en ons moet sorg, ons lampe is vol olie. Ons kan die Here vra om ons te help om heilig te lewe. Die Heilige Gees is vir ons gelos om heilig te lewe. Hy is nie gelos sodat hy ons kan leer en ons kan lei. Johannes 16 vers 7 tot 9, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So die Heilige Gees gaan mense kom, wys op hulle sonde. En ons kan die Heilige Gees vra om ons te help, as ons tekort kom, as julle tekort kom, en julle weet wat julle tekort kom, vra die Heilige Gees om julle te help. Bid dit elke oggend, voor julle dag begin, vra die Here, Here help my, as dit jou mond is, as dit drank is, as dit wat ook al is, die Here gaan julle kom help, want hy wil hê ons moet heilig wees. Ons is sy bruid, hy wil hê ons moet heilig wees. Amen.